Goeiedag julle, Jolande hier van die Bybel in 1 jaar. Ons kyk vandag na Johannes hoofstuk 8 vanaf vers 1 tot 11. In Johannes 7 vers 37 het ons gelees dat Jesus in Jerusalem was vir die Loofhuttefees. En wanneer ons dan met Johannes hoofstuk 8 begin, merk ons op dat Jesus 'n paar dae na die fees steeds in Jerusalem was en dat hy steeds met baie vrymoedigheid in die tempel die mense geleer het, alhoewel hy deeglik daarvan bewus was dat die geestelike leiers hom wou stil maak. In verse 3 tot 5 sien ons dan hoe die skrifgeleerdes en die fariseërs 'n vrou onder absolute vernederende omstandighede na Jesus toe bring, terwyl hy in die tempel besig was om lering te gee. En onmiddellik herinner hulle Jesus aan die wet wat handel oor egbreek, soos ons dit lees in Deuteronomium 22 vanaf vers 22 tot 24. Maar wat hulle gerieflik nagelaat het om te doen, is om die man saam met die vrou na Jesus toe te bring. So, hulle het die wet wel korrek geïnterpreteer, maar die uitvoering daarvan aangepas vir hulle eie modus operandi. Egbreek was nie so maklik om te bewys nie. En saam met dit is egbreek beslis nie iets wat iemand alleen kan verrig nie. So mens kan duidelik sien hoe hulle hierdie arme vrou as 'n pion gebruik het in hulle konflik met Jesus. Aan die einde van vers 6 lees ons Jesus se reaksie op die beskuldiging. Hy buig af sonder om 'n woord te sê, so asof hy homself vereenselwig met die vrou, terwyl hy in nederigheid na haar vlak daal. En hy begin om iets in die sand te skryf met sy vinger. Wat sal ons seker nooit weet nie, alhoewel daar al vele bespiegeling hieroor was oor die jare. En in verse 7 en 8 sien ons dan hoe Jesus die skrifgeleerdes en fariseërs se skynheiligheid adresseer, deur op te staan om hulle in die oë te kyk, toe hulle aanhou karring oor wat hulle met die vrou moet doen. En ek veronderstel myself amper rustigheid in Jesus se stem, toe hy hulle antwoord, dat indien hulle werklik so sterk voel oor die korrekte uitvoering van die wet, dat die een sonder sonde dan die eerste klip moet gooi om die vrou te stenig. In die Joodse wet was die reël dat die ooggetuies tot die misdaad die eerste klip moes gooi, soos ons dit lees in Deuteronomium 17 vers 7. So wat Jesus in effek vir hierdie geestelike leiers gesê het, was dat hulle seker moes maak van hul feite voor hulle wou aandring op geregtigheid, want watter een van hulle sou die verantwoordelikheid op hul neem om te erken dat hy hierdie fiasco georkestreer het, deur op te staan as ooggetuie tot die misdaad. Want die vraag het bly staan, dat hulle slegs die vrou voor Jesus gebring het, en nie die man nie. So, as wetsonderhouding vir hulle werklik so belangrik was, waarom het hulle dit dan nie korrek uitgevoer nie? Jesus het dus nie die wet geondermyn deur sy reaksie nie, maar slegs die Joodse leiers se aandag daarop gefokus dat hulle nie so onskuldig en sondevry was as wat hulle graag self sou wou glo nie. En dit bly 'n belangrike les vir elkeen van ons, om nie die hele tyd gefokus te wees op ander se tekortkominge en in die proses ons eie geleentheid vir groei en verhouding te mis nie. En dan lees ons in vers 9 hoe hierdie manne se eie gewetes hulle bestraf het en hulle nie langer daar kon bly staan nie. Die goeie nuus hierin vir ons is dat solank as wat iemand se gewete nog lewendig en aan die gang is daar 'n kans op redding. So moenie opgee op jou geliefdes nie. Hou aan om vir hulle te bid. Die gedeelte sluit af in verse 10 en 11, waar die vrou vanaf sonde en dood kwytgeskel word van haar oortreding deur vergifnis en die keuse op lewe ontvang. Wat 'n wonderlike gedagte is dit net nie, om te dink dat geen seksuele oortreding vir Jesus ooit te groot is nie.
Maak nie saak of dit oorspel of prostitusie of homoseksualiteit of pornografie is nie. Solank as wat ons 'n keuse vir Jesus Christus maak en in die opdrag uitgaan om nie weer te sondig nie, is ons vry. Waarlik vry, soos net Jesus dit kan doen. So kom ons neem vandag iets hier uit, deur te besef dat Jesus vir almal se sondes gesterf het en dat elke persoon daar buite 'n regverdige kans op redding verdien. So in plaas daarvan om mense na Jesus toe te neem omdat ons verdoemenis en dood verwag, kom ons neem hulle eerder dat hulle voorgestel kan word aan ons Verlosser, sodat hulle ook redding kan ontvang. Mag julle elkeen 'n geseënde dag hê. Totsiens.